Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Jy so vriend, hoe lyk dit graag by jou? Kijk jy, ek sê vir jou sê, lekker week gewees, lekker naweek gewees, ons het eers met die naweek uitgekom, die naweek was fantastic. Dit was Workers Day, weet jy was jou Workers Dag, was dit lekker, het jy geskit, het jy 'n paar goed gedoen vir jouself bietjie. Ek sê altyd, jy weet, jy moet goed 'n bietjie vir jouself ook doen. Jy moet nie altyd rely op ander mense nie, ander mense probeer gelukkig hou nie, hou jouself gelukkig. So, jekkerigheid hier in die neus. Anyway, twee goed wat ek net van vinnig bietjie met jou oor praat, is goed wat ek die afgelope tyd gesien het, wat baie, baie interessant is. En die een natuurlik, is daar in Seepunt, daar my ou valley in die Weskaap, ek is mos 'n kuipie, het al blykbaar verlede week 'n lelike ding gebeur, almal sê is 'n lelike ding, en baie mense is nou bekommerd oor hoe hierdie insident as 'n geïsoleerde geval, want dit is wat dit is. Of is dit? Waar 3 manne besluit het, hulle kom naweek hou, hulle kom 'n verjaardag vier, ek neem aan van een van die manne, so verjaardag kom hulle vier in die Kaap. So hulle boek lekker in by blykbaar leukse akkommodasie. Manne sit, hulle vat 'n paar pype, brandewyn of whisky of wat ook al, glasies wyn. En die manne sê, hey boys, ons het nou ietsie om te drink. Maar, wie wat sal nou lekker afgaan? Is 'n lekker dans of 2. Daarvoor het ons meisies nodig. So hulle gaan na hierdie top-up market klub toe. Daar ontmoet hulle 3 lieflike dames, sê hulle. Ek het 'n ander naam vir hulle. Maar anyway, hulle ontmoet hierdie dames, kort nie lang van dit is, dit raak amper soos, onthou jy nog hierdie movie? Hangover. Dit was 'n hangover 2 ook. Waar die manne Vegas toe gaan en dan gaan hulle ook om iets te vier, sommer net hulle salmesyn, hulle brotherhood of wat ook al. En dan draai dinge verskriklik lelik uit. In hulle geval, dis nou die hangover geval, sit hulle met 'n dooie prostituut. Maar in die man se geval loop dinge heelwat beter af. Kom ek sê jy hoekom? Toe hulle die oggend of wanneer wakker raak, hulle blykbaar in die slaap geval, so of die dames was baie vervelig, of hulle het hulle moeg gejaag in daai penthouse. So, wat toe gebeur is toe hulle wakker raak, toe kom hulle agter, o gids, al ons goed is weg, ons niks meer oor nie. En toe hulle nou gaan navraag doen, blykbaar is almal 'n bietjie van 'n gebrek
by hierdie leeksaak akkommodasie aan sekuriteit. Ek is mos nou ou sekuriteitsman, ek kom ons nou jare met die goed. Maar die een pluspunt is, hulle het 'n verskriklike goeie CCTV kamerasisteem, closed circuit TV. En hulle sien toe so ietsie op. Nou blykbaar is hierdie footage van die hoogste gehalte, nie hierdie wat iemand met 'n selfoon geneem het vanaf die skerm nie. SAPS is blykbaar besig om dit te ondersoek. En daar word verneem dat SAPS nie baie nie, of nie genoeg na wense nie. En deur sosiale media het hulle nou al op die punt gekom, waar hulle die dames se identiteit op social media, Facebook en so, als 'n soort van geopenbaar het. Tot op die punt waar die een dame het gesê, nee, ek sal 'n paar goedjies teruggee wat ek gevat het. Nie alles nie, maar ek sal 'n paar goedjies teruggee. Nou iemand wat so praat, het seker aan gewerk om dit te verdien. Volgens wat daar berig word, na bewering, sy het toe van die goedjies teruggestuur, sommer met 'n Uber. Lekker man, ons het ons Uber deesdae. Teruggestuur, en toe gebeur daar nie veel verder nie. Amper soos 'n hangover. Toe gebeur daar nie veel verder nie. Nou dit kan wees. Laat ons nou nie die wol oor ons eie oë trek nie. Het kan wees dat die manne, hulle het dalk verantwoordelikhede iewers elders. So die feit van die drie dames wat vir hulle kom kuier daar en hulle luukse akkommodasie. Dit kan nou dalk die sekere mense bevraagteken word. So is dit dalk dat hulle, ek wonder nou maar nie, dat hulle dalk so die manne wat dit ondersoek by SAPS gesê het, boys, hoe julle pere net so 'n bietjie terug man, jy weet, nie taart soekie, maar nou dit op sosiale media soos gewoonlik, kyk deesdae kan jy niks meer doen nie. As ek nou in my kar en klim en ek ry byvoorbeeld om te gaan petrol en gooi en daar's iemand daar wat ek nie baie like nie en ek gee hom so 'n paar PK's of wat ook al, snotklappe, soos baie ouens sê, morseklappe. Dan sê ek vir jou voor vanaand 11:00, dis dit op sosiale media, môreoggend, nie vannag nie, word ek gearresteer vir aanranding. So, wat het nou eintlik werklik al gebeur? Kom ek sê jou, uit vorige ondervinding. Het ek gesien wat gebeur met manne, as hulle Kaap toe kom, vir sogenaamde Indabas seminare, waar hulle baie van hulle naraak eventually, seminare en so meer. Die goedjies wat na die tyd agter die skerms gebeur. So ek glo hierdie is maar een van die gevalle. Ja, what happens in Vegas, stays in Vegas. En hierdie geval nou, lyk dit vir my, hierdie donnese sosiale media, jy weet, dit is lekker ook, maar dit is in sulke gevalle, is dit die musiek vir hierdie manne wat sulke stelle aftrap, se ore nie. Die volgende ene is natuurlik hierdie ene. Western Cape High Court has declared the City of Cape Town's new fixed charges as invalid and unlawful. The city's introduction of the fixed charges for water, sanitation and cleaning will now be set aside from the end of June this year. Sandra Dixon, who's the founder of the civil group Stop the City of Cape Town, joins us now for more on this discussion. As a resident, I am ecstatic. We've been fighting for this since 2018, when the city first started with these fixed charges, where they started with a drought charge, which turned into a permanent water charge, fixed water charge,
which we just had to pay. The public really didn't want this at all. We had various public participation efforts where right in the beginning 62,000 people told the city that they did not want this. But the city persisted, and after that there was an electricity fixed charge which does not form part of this judgment. But then the water one, the sanitation one, and then last year a cleaning charge was added. Now, for people that don't know from the rest of the country, what it means is that the city of Cape Town is charging us roughly 500 plus rands in a fixed charge before one has even opened a tap or switched on a light. Now, where the real problem comes in is that these fixed charges are linked to property values. And the more your property is worth, the more you pay in these values. So the court found that unconstitutional and not compliant with national laws, because using a property value to charge a fee is like adding an additional tax rather than a consumptive base or being charged for a service as you use. A whole bunch of people came together, which were like SAPOA, AfriForum, Cape Town Collective Ratepayers Association, the Good Party. That's the only political party that actually spent money on lawyers to join this case. And then, of course, SA First. So the city must know that there's a lot of support amongst ratepayers to oppose any other inventive, unlawful thing they may come up with. So ja, die DA het ook toe so 'n ligte oukie op die snoet gekry en gesê, stadig oor die klippertjies. Soos hierdie vrou sê, hulle sal waarskynlik maar net weer teruggaan na hulle ou huis toe en ander metodes soek hoe om daai ekstra geldjies, wat nou nie noodwendig soort van vermors word, dit word blykbaar gedoen om hier en daar dienste te gee vir voorheen benadeeldes, kom ons stel dit so. Maar hoekom moet die middelklas spesifiek altyd dit dra en die superryk is? Want jy kan mense belas tot op 'n punt waar jy hulle basies die ewigheid instuur en hulle deel vorm van daai onderste band van die voorheen benadeeldes en verarmdes en so meer. Sien ek wat gebeur met kommunisme? Dat ek 'n bietjie dink. En dan kan jy ook die superrykes so belas dat hulle eventually hulle seile span en op hulle yacht slim en voetsek na 'n ander land toe. So, maar dis nie eintlik waaroor ek wil praat nie. Waaroor ek eintlik wil praat is hierdie party, the Cape Independence Party, hulle noem hulle self ook Cape Exit. So, almal weet nou dat die Hooggeregshof het dit basies toegestaan, van daar's twee partye rolspelers wat hierdie ding gevat het na die Hooggeregshof toe. En die een is natuurlik AfriForum, en die ander een is een of ander civil organisation wat te doen het met taxes en verhogings van munisipale tariewe en so meer. So, nou kry ek hierdie mail van Cape Exit. Want ek het hulle op 'n call, het hulle gevolg. Maar die jare het ek agtergekom dat, nee, wat hulle is ook maar net so 'n klomp lightweight, soos party van die politieke partye. Hulle is binne in die system en as al werklik goed is, wat onmiddellike aandag en werk nodig het, waar daar moet vasgevat word. Dan staan hulle agter, hulle stop die draad, jy sien, hulle kyk nou wat ek kan toe dit val. Val dit nou die regeringse kant toe, dan sal ook maar daar, ja meneer, nee, so right nie, ons sal kyk aan nou.
En val dit na die ander kant toe, wat hulle baie maals voorhoop, dan is hulle vinnig om te gaan, oh, I told you so. So ja, nou is dit hierdie is ook nou weer eens 'n geval van, waar hierdie Cape Independence Party, Cape Exit, eintlik maar ploeg met ander mense se colours. Dear Alwyn, on Thursday, 30 May, the Cape Independence Party, Cape Exit, welcomed the landmark ruling by the Western Cape High Court, which has declared key fixed tariff charges in the Cape City of Cape Town's 2025-2026 budget unlawful and invalid. Dis ook flippin' unconstitutional. Jack? In a significant win for property owners and residents, the court ruled in favour of the South African Property Owners Association, SAPOA. En dan ook AfriForum, waarvan ek 'n lid is. Baie trots daarop. Betaal elke maand my geldjie. It found that the city's fixed charges for citywide cleaning, water and sewage, structured in a manner linked to property values, are unconstitutional and unlawful. Jy sien, hierdie ouens het geargumenteer, wat ek verstaan, dat jy betaal volgens die hoeveelheid wat jy gebruik. Met ander woorde, jy betaal jou water, as jy net 1000 liter 'n maand gebruik, betaal jy net vir dit. Jy sien wat hierdie ouens gedoen het, onder die leiding van hierdie opportunis, het hulle gegaan en gesê, nee, ons stel sommer fixed rate in, jy betaal elke maand, jou eiendom is 0, jou eiendom kan 0 werd wees, 0%, of 0, kan 0, tot 1 miljoen, of tot 500.000, of tot 1 miljoen, betaal jy R400 'n maand, extra, as hy op jou ankel. Weet jy hoeveel miljoen mense aan die Kaap is, ewe skielik kry hulle die movies 'n groot inspuiting van ons R400. En bo 1 miljoen, op na 5 miljoen toe, en seker maar 'n glyskaal, dan betaal jy nou soveel. Toe sê die hof, basta met dit, maar terug by Jack. Jack sê, the Cape of Good Hope stands ready to become a prosperous, autonomous republic. Yet, this vision needs your financial partnership to help fund manpower and campaigns by securely donating R50 or more monthly. Hoekom sal ek vir jou R50 gee, Jack Miller? Jy is besig om met ander mense, ek weet nie of jy kan Afrikaans verstaan nie, maar maak die saakie. You're busy plowing with other people's oxen. Wat ek meen? Jack Miller, Cape Exit leader, council and spokesman on municipal finances, said today's judgment confirms what Cape Exit has been saying for months. City of Cape Town cannot simply invent new ways to extract more money from ratepayers by dressing up property rates as fixed tariffs. We stood with SAPOA and ratepayers in council debates. Hy sê, we stood with SAPOA en AfriForum nie, want waar die geld vandaan gekom vir daai donderse saak? Van ons ook af, AfriForum. A whole bunch of people came together, which were like SAPOA, AfriForum, Cape Town Collective Ratepayers Association, the Good Party. That's the only political party that actually spent money on lawyers to join this case. Maar jy praat nie van ons nie, maar jy wil ons R50 hê. So weet jy wat sê ek vir Jack Miller en sy soort? Bye bye, Louis. Bye bye. En op baie gewigtige noot gaan ek vir jou vriende laat. Onthou elke Saterdagoggend die Moer Koffie Express 8 tot 10. Net hier op die stasie van die nuwe generasie, hier waar ons na goed kyk, tussen die lyne kyk. En ook bietjie dink vir onsself. Groetnis. Die Moer Koffie Express, Saterdag van 8 tot 10. Een ontbytprogram met 'n verskil. Aktueel, nostalgies met dit Ditseltjie Moer.
albei met die omgekeerde W, Mouton. Net hier op Radio Suid-Afrika. Radio South Africa. Your voice. .24/7